Jy weet geliefde, wat ons nie moet vergeet nie, ons is in 'n nuwe koninkryk. En in hierdie koninkryk, waarin ek en jy ons bevind, dis nie waar ons eendag gaan wees in die hemel nie, ons is nou daar. Kolossense 1 vers 13 sê, hy het ons oorgebring vanuit die mag van die duisternis na die koninkryk van sy seun. Ek en jy is nou in God se koninkryk. En in hierdie koninkryk, jy sal met my saamstem, is God die koning, maar hy is ook my pa. En hierdie koning wat my pa is, waarvan ek die seun is 'n gees. So hierdie koninkryk is 'n geestelike koninkryk, maar hy het ook mag in hierdie fisiese wêreld. En my gees is seun van hierdie pa, van hierdie God. So as ek sy seun is, dan is ek mos net soos hy. En hoor my asseblief, moenie my verkeerd verstaan nie, moenie my verkeerd aanhaal nie. Ek sê nie ek en jy is God nie, maar hy is my pa. En as ek sy seun is, want onthou wat sê 1 Petrus 1 vers 23, hy sê want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Jy is wedergebore deur die onverganklike saad van God se woord. Jou gees is gewederbaar deur sy saad, deur sy woord. Ek en jy moet vandag onthou, wat is ons identiteit? Ons identiteit is seun en dogter van die Allerhoogste, van die Almagtige. Jy is net soos jou pa. Jy dra die krag en die mag van jou pa. Jy is nie die kragtige nie, jy is nie die magtige nie. Jy is sy seun en jy is sy dogter en deur jou kan sy krag in hierdie wêreld realiseer. Maar kyk wat sê Jesus vir ons, hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit, dat dit wat in my gees is, in hierdie fisiese wêreld realiseer? Deur ons woorde.